Goeiemôre almal, Vrydagoggend, vandag is dit die 10de Julie, dit is die jaar 2026, 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber en vanoggend gaan ons 'n bietjie gesels rondom sendelinge. Nou 'n sendeling kan nie sommer net, jy klim jy in jou kar of jy vaar op 'n boot of jy klim op 'n vliegtuig of hoe dit ook al sy nie, jy kom daar by die inboorlinge en nou gaan jy hulle tot bekering kry. Nee, jy moet iemand benader in sy eie taal, sodat hy kan verstaan wat jy sê. Nou, die Bybelorganisasie van Suid-Afrika druk baie Bybels in baie verskillende tale, en hulle het ook vir doofstom mense, het hulle ook, vir blinde mense, nie doofstom mense, vir blinde mense het hulle ook daai Bybels wat hulle druk en goed, maar hulle het baie drukboeke wat hulle doen, daar's ook vir kinders byvoorbeeld, wat nog nie enigstens iets met die Here te doen gehad het nie, wat hulle aksies het, en dan so leer hulle, byvoorbeeld Noag in die ark, en hoe hulle dan die ark bou, en al die tipe goed, wat hulle dan leer, wie die Here is, en wat hy doen, maar as jy dan nou 'n sendeling wil wees, moet jy daarin kennis hê van waartoe jy gaan, met wie jy te doen gaan hê, dan as jy nou daar kom, en kyk, toe die Here sy disippels ook uitgestuur het hy gesê, jy mag nie 'n reissak saamvat nie, so hierdie ouens vat nie hulle huis saam nie, hulle kan nie, want hulle gaan na 'n plek toe, waar dit byvoorbeeld baie primitief is, en dan leer hulle hierdie mense se taal, en dan kontak hulle Suid-Afrika terug en sê, dit is die taal, en dan kry hulle mense om te help om hierdie Bybels te druk, sodat hulle hierdie mense kan Bybels in hulle eie taal gee, want dit is tog belangrik om jou Bybel in jou eie taal te hê, te verstaan wat jy lees, sodat die Heilige Gees deur jou kan werk, vir jou kan openbaar wat hy in sy woord sê, maar kom ons lees net hier, toe Jesus die 12 uitgestuur het, om te gaan, ander disippels maak in die wêreld te vertel, van wie hy is, die sending van die 12, Markus 6, hier vanaf vers 7, en hy het die 12 na hom geroep, en hulle 2 begin uitstuur, en het hulle mag gegee oor die onreine geeste, en hulle bevel gegee, om niks vir die pad saam te neem, as net 'n stok alleen nie. Geen reissak, geen brood, geen geld in die beurs nie, maar skoene aan die voete, en julle moet ook nie 2 kledingstukke aantrek nie. Hy het vir hulle gesê, waar julle ook al in 'n huis mag kom, bly daar, totdat julle daarvandaan vertrek, en almal wat julle nie ontvang nie om na julle te luister nie, gaan daarvandaan weg en skud die stof onder julle voete af tot 'n getuienis teen hulle, voorwaar ek sê vir julle, dit sal vir Sodom en Gomorra verdraagliker wees as in die oordeelsdag, as vir daardie stad, en hulle het uitgegaan en gepreek, dat die mense hulle moes bekeer, en hulle het baie duiwels uitgedryf, en baie siekes met olie gesalf en gesond gemaak. Nou die sendelinge, wanneer hulle daar opdaag, is daar's mense wat siek is, en dan begin hulle te bid, en dan raak hierdie mense gesond, en so wen jy dan hierdie mense oor, en hulle sien, maar hier's iets anders omtrent jou, wat is dit? En dan begin hulle vrae te vra, en te ondersoek in te stel. Nou, ek het een keer 'n boek gelees van 'n man, wat ook 'n sendeling was, en hy het 'n pynappelboerdery ook gehad in die kant, en dan kom hierdie mense, die inboorlinge in die nag, en dan kom steel hulle pynappels, en sê, Jesus, sien u, hulle steel u pynappels, en toe daar slegte goed met hierdie mense gebeur, en toe het hy met hulle gaan praat en gesê, maar julle steel, julle mag nie steel nie, want die woord van die Here sê, geen dief sal die koninkryk van die hemele beerwe nie, en toe het hulle opgehou om te steel, en so kon hy toe nou sy bediening voortsit onder hierdie mense, en dit is baie belangrik, as jy 'n begeerte in jou hart het, om vir mense te gaan, net die woord verkondig, en jy het nie noodwendig nodig om na ver land toe te gaan, jy kan 'n sendeling nie ook wees, die woord van God verkondig, vir mense vertel van sy liefde, en sy genade. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, baie, baie dankie. Here, dat ons weet, dat ons sendingwerk moet doen. Here, uitgaan, mense vertel wie u is, wat u doen, en hoe groot u werke is. Here, vir hulle bid, hulle hande oplê, as ons salfolie by ons het, hulle af te salf, en hulle op te dra aan u. Here, wanneer die wonderwerke ons volg, want dit is wat die woord sê, die wonderwerke sal ons volg, omdat u deur ons werk. Here, ons kan niks doen. Uit onsself uit is ons niks nie, maar wanneer u deur ons werk, Here, gebeur daar wonderwerke. Ons wil u net loof en prys en eer. Here, ek bid
Die oes is ryp, Here, dat U mense sal opstel, sodat hulle kan uitgaan en sendingwerk kan doen vir U. Ons loof en prys en eer U groot en heilige naam. Halleluja. Amen en amen.